Goeiedag almal. Vandag wil ek julle graag gesels oor 'n boekie wat ek jare terug in hande gekry het. 4 geestelike wette. Dit is 'n boekie wat baie na my hart lê, wat vir my baie duidelik is en waarmee ek graag met julle wil deel. Daar is hier 4 geestelike wette. Net soos die natuurwette het en om die natuur te beheer, is daar ook geestelike wette wat jou verhouding met God beheer. Die eerste geestelike wet is: God het jou lief en het 'n wonderlike plan vir jou lewe. God se liefde. In Johannes 3 vers 16 sê: God het die wêreld so lief gehad dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe mag hê. Want God het 'n plan. In Johannes 10 vers 10: Ek het gekom sodat julle die lewe kan hê, en dit in oorvloed, dat julle lewe vol en betekenisvol kan wees. Dis die woorde van Jesus Christus. Die tweede geestelike wet is sonde. Die mens sondig en is van God geskei. Daarom kan hy nie God se liefde en plan met sy lewe ken of ervaar nie. Die mens is sondig. Almal het gesondig en is ver van God. Romeine 3 vers 23. Die mens is geskape om gemeenskap met God te hê. Maar vanweë sy hardnekkige eie willigheid het hy verkies om sy eie pad te volg en die gemeenskap met God te verbreek. Hierdie eie willigheid, wat gekenmerk word deur 'n verhouding van opstandigheid en onverskilligheid, is bewys van wat die Bybel sonde noem. Die mense is van God geskei. Die loon van die sonde die loon wat die sonde gee, is die dood. Geestelike skeiding tussen God en mens. God is heilig en die mens sondig. 'n Diep kloof van sonde skei die twee. Die mens probeer voortdurend om God te bereik deur sy eie pogings, soos 'n mooi lewe, 'n goeie werke, filosofie ensovoorts. Maar al hierdie pogings is nutteloos. Die derde geestelike wet: Jesus is die enigste oplossing. Jesus Christus is God se enigste oplossing vir die mens se sonde. Deur hom kan u God se liefde en plan vir jou lewe ken en ervaar. Hy het in ons plek gesterf, maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog skuldenaars was. Dis volgens in Romeine 5 vers 8. Onthou, toe ons nog sondaars was. Hy het opgestaan uit die dood. Na sy dood het hy aan hulle met baie onbetwisbare bewys ook vertoon dat hy lewe. In die loop van die 40 dae wat hy by verskillende geleenthede aan hulle verskyn het en met hulle oor die dinge van die koninkryk van God gepraat het. Handelinge 1 vers 3. Hy is die enigste weg. Jesus
het vir hom gesê, ek is die weg, ek is die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Johannes 14 vers 6. God het 'n kloof wat ons en hom skei, oorbrug, en deur sy seun Jesus Christus na die wêreld te stuur om in ons plek aan die kruis te sterf. Dis nie genoeg om net hierdie 3 wette te ken nie. Daar's 'n 4de wet. Die 4de wet, geestelike wet. Jesus aanneem deur geloof. Ons moet Jesus Christus persoonlik aanneem as verlosser en Here. Dan alleen kan ons God se liefde en plan vir ons lewe erken en ervaar. Ons moet Jesus aanneem, maar almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Johannes 1 vers 12. Johannes 1 vers 12. Ons neem Jesus deur geloof aan. Julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof. Onthou ons is uit genade gered, deur geloof, nie deur werke nie. Hierdie redding kom nie uit jouself nie. Dit is 'n gawe van God. Het kom nie deur jou eie verdienste nie. En daarom het niemand enige rede om hom of op homself trots te wees nie. Efesiërs 2 vers 8 en 9. Ons neem Jesus aan deur hom persoonlik in te nooi. Jesus sê, kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan. Openbaring 3 vers 20. Om Christus aan te neem beteken 'n toekeer, 'n terugkeer tot God. Neem dit aan vandag. Weg van die eie self, die eie ek. En vertroue dat Christus in jou lewe ingekom het, ons sondes vergewe het en ons voortaan na sy wil vorm. Dit vra ons. Dit is nie genoeg om hierdie waarheid net met die verstand te aanvaar nie. Of om emosie ondervinding te hê nie. Stel 2 sirkels voor. 2 soorte lewe waarin nommer 1 die volgende is. Die selfbeheersende lewe. Die eie ek self op die troon sit en Christus buitekant die lewe, buite die sirkel. Belangstelling onder beheer van die eie ek self lei dikwels tot konflik en frustrasies. Sirkel nommer 2. Die Christus beheerde lewe. Christus sit op die troon van my lewe. Ek, of die eie ek, is ontroon. Belange onder beheer van God lei tot toenemende harmonie met God se plan vir jou lewe. Stel een sirkel voor jou lewe. Watter sirkel wil jy? Nommer 1 of nommer 2? Watter sirkel wil jy graag hê? Moet jou lewe voorstel. Jy kan Christus op hierdie oomblik aanneem deur geloof, wat in gebed tot uitdrukking kom. Gebed is 'n gesprek met God. God ken jou hart
En dit gaan vir hom meer oor die gesindheid van jou hart, as oor jou woorde. Die volgende gebed kan as 'n gebed dien. Here Jesus, ek besef dat ek my eie lewe regeer, en dat ek teen U gesondig het. Baie dankie dat U ook vir my sondes gesterf het. Ek maak nou die deur van my lewe vir U oop, en neem U as my verlosser en Here aan. Dankie dat U my sondes vergewe, en aan my die ewige lewe gegee het. Kom neem U die plek op die troon van my lewe in, dat ek deur U geregeer kan word. Maak my die soort mens wat U wil hê ek moet wees. Bid hierdie gebed as jy begeer om jou hart vir die Here te gee. Vertolk hierdie gebed die begeertes van jou hart. Indien wel, bid dit dan op hierdie oomblik. En Christus self, soos hy beloof het, sal in jou lewe inkom. Hoe om te weet dat Christus in jou lewe is? Het jy Christus in jou lewe aangeneem? Op lig van Openbaring 3 vers 20? Waar is Christus op hierdie oomblik tot betrekking tot jouself? Hy het gesê dat hy sal in jou lewe inkom. Sou hy jou mislei op grond waaraan weet jy dat God jou gebed verhoor het? Op betroubaarheid van God self en die Bybel. Die Bybel beloof die ewige lewe aan elkeen wat Christus aanneem. In die getuienis behels dit. God het ons die ewige lewe gegee. En die lewe is deur sy Seun. Wie die Seun het die lewe. Wie nie die Seun van God het nie, het ook nie die lewe nie. Hierdie brief skryf ek vir julle, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het. Sodat julle kan weet. Julle wat in die Seun van God glo, in Johannes 5 vers 11 tot 13, dank God gereeld dat Christus in jou lewe is, en dat jy jou nooit sal verlaat, en in die steek sal laat nie. Hebreërs 13 vers 5. Jy kan weet dat die lewende Christus in jou lewe, en dat jy die ewige lewe het, sodat jy vanaf die oomblik, dat jy hom op grond van sy beloftes ingenooi het. Hy sal jou nooit bedrieg nie. Nou gaan jy vra, maar wat van gevoel? Moenie op gevoel staat maak nie. Die beloftes van God is ons waarborg. Nie ons gevoel nie. Die Christene lewe deur geloof. Dit is nou vertroue. In die betroubaarheid van God self en sy woord. 'n trein verteenwoordig die verband tussen waarheid, God en sy woord, dis die engine. Geloof, die vertroue in God en sy woord, die waans van die trein. Gevoel, die vrug van ons geloof, die gehoorsaamheid. Johannes 14 vers 21. So gevoel is soos 'n kondukteerswa. 'n trein kan met of sonder 'n kondukteerswa loop. Dit sou erg ter vergeefs wees om 'n trein nie deur 'n kondukteerswa te probeer trek. Op hierdie wyse maak ons as Christene nie op gevoel of emosie staat nie. Maar ons bevestig ons geloof, ons vertroue
op die betroubaarheid van God en sy beloftes in sy woord. Nou dat jy Christus as verlosser aangeneem het. Die oomblik toe jy Christus in geloof aangeneem het, het daar baie dinge gebeur. Onder andere die volgende. Kom ons kyk. Christus het in jou lewe ingekom, Openbaring 3 vers 20. Onthou daai vers. Kolossense 1 vers 27. Jou sondes is vergewe, Kolossense 1 vers 14. Jy het 'n kind van God geword, Johannes 1 vers 12. Jy het begin met die groot avonture waarvoor God jou geskep het, Johannes 10 vers 10. 2 Korinte 5 vers 14, 15 en 17. Jy weet jy van 'n wonderliker ondervinding as om Jesus Christus aan te neem? Daar is miskien wat kom, maar wat net so vinnig gaan. Maar hierdie ene bly vir altyd. Wil jy God nie sommer nou in gebed dank vir dit wat hy vir jou gedoen het nie? Om God te dank is alreeds 'n daad van geloof. Wenke vir geestelike groei. Geestelike groei volg wanneer 'n mens Jesus Christus vertrou. Hy wat deur God vrygespreek is, omdat hy glo, sal lewe. Glo in Jesus Christus, want hy is die lewe. Gelees 3 vers 11. 'n lewe van geloof sal jou in staat stel om God in toenemende mate te vertrou in elke aspek van jou lewe en om die volgende te beoefen. Gebed. Gaan daagliks in gebed tot God. Johannes 15 vers 7. God se woord. Lees God se woord daagliks. Handelinge 15 vers 7. Begin met die evangelie van Johannes. Johannes is 'n boek wat jou meer vertel van die liefde van God. Gehoorsaamheid. Gehoorsaam die Here elke oomblik. Johannes 14 vers 21. Getuig. Getuig deur jou woorde en lewenswandel in Christus. Matteus 4 vers 19. Johannes 15 vers 8. Geloof. Vertrou God in elke aspek van jou lewe. 1 Petrus 5 vers 7. Die Heilige Gees laat hom toe om jou daaglikse lewe en getuienis te beheer en te bekragtig. So die Heilige Gees gaan vir jou wys waar om te getuig, hoe om te getuig, wat om te sê. So jy is nie alleen nie. Mense, die einde van die tyd is naby. Die koms van die Here is naby. As jy dit nog nie sien nie, bid ek vandag dat jy die koms nie mis nie. Want as die Here gekom het en hy het sy kinders weggevat, bewaar en behoed die mense wat agterbly. Ek sê nie jy sal nie tot bekering kom nie, maar jy gaan betaal. Maar nou het Jesus klaar betaal vir ons, so ons hoef dit nie. Maar as ons nie sy koopsbewys aanvaar nie, sal ons met ons eie lewens moet betaal.
En dit gaan nie maklik wees nie. So kom ons, gee ons harte vir die Here, getuig vir ander, die groot opdrag, voer dit uit, gaan maak disippels, en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ek dank die Here, vir elkeen wat hierdie boodskap gaan lees, gaan kyk het, mag dit in hulle harte inbrand, dat hulle weet, U is God, op hemel en op aarde. Vir U is ons belangrik. U wil ons nie verloor nie. Dankie Here daarvoor. Amen.